Goeiemôre, ek is Willie Botha. Die afgelope tyd het ons gepraat oor hoe verkondig ek. En die gedagte daagter is dat hoe kan enige persoon die wonderlike evangelie van Jesus Christus verkondig? Wat 'n geleenthede is vir ons daar buite. En vandag wil ek 'n bietjie die fokus plaas op jou beroep is jou roeping. Of minstens moet ons sê, dit is 'n baie belangrike deel van jou roeping. Ongelukkig het ons in die wêreld iets van die Griekse denke oorgehou, waar 'n mens uit 'n liggaam, 'n siel en 'n gees bestaan, so asof iemand gefragmenteer kan word, asof jy uit verskillende dele bestaan. In 1 Korintiërs 12 sien ons die liggaam van Christus model. Ons kyk dit ook in Romeine 12. En een van die dinge wat daar uitstaan is die verskeidenheid van liggaamsdele. Nie een van die liggaamsdele dieselfde gawes nie. Daar's 'n verskeidenheid van gawes en so vorm hulle deel om 'n liggaam te vorm, 'n wonderwerk. En net soos 'n gemeente 'n wonderwerk wat bestaan uit mense met verskillende gawes, hulle lyk verskillend, hulle is verskillend, hulle lag verskillend en dit saam vorm 'n wonderlike, pragtige geheel. Paulus self was 'n tentmaker van beroep. En hy het dit gedoen sodat hy minder druk op die gemeente kon plaas, sodat wanneer hy besig is met die evangelie, hy regtig op sy belangrike werk kon fokus. Hoekom sê ons dit? Dit wat en wie ons by die kerk is, staan nie los van wie ons by die werk is nie. Wie ek Sondag aan die kerk is, kan nie 'n ander persoon wees wat Maandag by die werk besig is met ander dinge en 'n ander vorm van gedrag openbaar nie. Daarom is dit so belangrik om te verstaan dat die gawes wat ek ontvang het, is niks anders as die talente wat God vir my gegee het, in diens van die gemeente en in diens van die koninkryk van God nie. Daarom moet ons 'n bietjie verder dink en vir mekaar sê dat dit is nie net 'n verpleegster of 'n dominee of 'n brandweerman of 'n polisieman wat 'n roeping het nie. Ons praat ook baie keer in die kerk van dat gelowiges in totaliteit 'n roeping is. En daarom moet ons dalk net vir 'n oomblik besef dat jou werk, daardie gawes wat jy gedoen het, daardie vorm van werk wat jy elke dag verrig, 'n wonderlike geleentheid is om die evangelie te verkondig waar jy nie by die kerk is nie. God wil jou daar gebruik, daar aan die wêreld en ander gelowe en ander mense blootstel. Sien dis jou werk as 'n verlengstuk van die kerk. Ons het in die begin gesê dat ons so maklik gefragmenteerd dink, so amper in kompartemente ons lewe wil indeel. En die Christelike beeld is die van 'n totaliteit. Ons glo in 'n opstandingsliggaam. En dit wil vir ons sê dat in totaliteit behoort ons aan Jesus Christus. Daarom kan ek en jy nie anders as om ons werk, ons beroep, as 'n roeping te sien. Baie dankie. Amen.